13. Dankie is jou, dit was lekker. Lekker nie vanavond soos die Fort Jackson met jou. Mattheus 13. Nou die koninkryk reeks gaan daaroor, want daar's regtig twee werklikhede wat bestaan. Twee wêrelde waarin ons gelyktydig leef. Die een wêreld is wat die disippels ken en wat ons ook vandag ken, van min dinge het verander. Dit is 'n wêreld van politieke mag, politieke stryd, van onderdrukking. Dit is 'n wêreld van survival of the fittest. Elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Dit is 'n wêreld van, is jy aan die regte kant van die trein gebore of aan die verkeerde kant? Dit is 'n wêreld van, man, as jy net geld het, want money makes the world go round. So wanneer jy genoeg geld het, dan is jy reg. Dit is 'n wêreld van die wat het en die wat niks het. Dit is een werklikheid. Maar daar's 'n ander werklikheid. Daar's 'n ander wêreld binne in die lewe. En die Bybel praat van hierdie werklikheid as die koninkryk van God. Of soos Matteus praat van die koninkryk van die hemele. Die werklikheid hier is een van oorleef, sukkel om bo uit te kom, van selfverryking, gryp terwyl ek kan, take what you can got and look for more, het my pa altyd gesê. En ek moet myself beveilig. Karabiniers en heininge opsit en ander wêreld. Ander werklikheid, die koninkryk van God is een van draai die ander om. Draai die ander om. Is een van geregtigheid. Met ander woorde, as ek goed sien wat gebeur, wat nie reg is nie, dan tree ek op. Nigie van my ry daar ergens in die groot dorp met die Klersdorp kant en die ander kant. Jansburg. En sy het daar handsak langs haar. En hulle slaat die verkeerde staar, dit is gepak. En hulle slaan die venster uit en hulle gryp die handsak. En sy besluit maar, vat nie my handsak. En sy is klein. En sy gryp, sleep haar by die venster uit, op die sypaadjie. Niemand klim uit om te help nie. En gelukkig breek die handsak en sy is terug. Dit is 'n wêreld, die koninkryk van God van geregtigheid. En as ek sien daar's onreg, dan tree ek op. Dit is 'n wêreld van ons versorg die weduwee en die wees. Die een wat nie vir homself kan praat nie of te bang is daarvoor, ons versorg. Ons praat namens die randfiguur. Dit is 'n wêreld van genade, van liefde. Dit is 'n wêreld van vernuwing. En Jesus gebruik stories, gewone stories wat hy vir die mense vertel. Stories uit die alledaagse uit, om hierdie ander realiteit te verduidelik. Nou, vanaand se storie wil ek net eers met twee ander tekste net praat, want ons moet iets daarvan snap op. Die teks is in Genesis 28, waar Jakob die bedrieger, wat sy naam beteken op bedrieger, na hy sy boetie verneek het, van sy eerste geboortereg, het hy sy skoonpa gaan verneek, en vir hom amper kaal verneek van al sy skape en bokke en goed, en hy kom as 'n skatryk man terug, en nou die terug na sy boetie toe, en dan sit hy daar op die vlakte, en hy besef, ek het 'n gemors gemaakt van al die verhoudings in my lewe, en dan heilig die Here, en wat doen God? Hy luister na die bedrieger. Die ander storie is in Romeine 8. In Romeine 8 skryf Paulus dat die ganse skepping, die blommetjies, die mielietjies, die alles smag na die tyd wanneer Jesus moet weerkom. Wanneer die lam en die leeu langs mekaar gaan lê. Wanneer die onkruid gaan verdwyn. En die kinders van God smag na die tyd wat ons by Jesus gaan is. En wat doen God? Hy luister. Romeine 13, vers 24. Inderdaad. En nou nie meer vir my kyk nie, maar in die Bybel kyk. Romeine 13, vers 24. Hy, dis nou Jesus. Het
Het ek net 'n verkeerde teks opgegee. Wat het ek nou gesê? Huh? Het ek nou gesê Romeine? Nee, Matteus. Sorry man, precies is die goed vir jou, jy moet so laat so te gaan. Matteus, dankie. Matteus 13. Matteus 13 vers 24. Dis nou Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, nou gelykenis is ons nou die mooi woord vir die stories wat hy vertel. Hy sê die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. En toe die groen koring opskiet en in die aard begin kom en die onkruid ook sigbaar het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom hierdie onkruid dan vandaan? En dan antwoord hulle, dis die vyand se werk. Die slawe sê vir hom, wil jy ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot en met oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur. Vanaf vers 36. Een van die min stories wat Jesus self verduidelik. Vers 36 van hoofstuk 13. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan, huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. En Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand, die wêreld, die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val. En almal wat die wet van God oortree. En hulle sal in die brandende oond gooi en daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En dan sal die gelowiges van die koninkryk van die Vader skitter soos die son. Die ore het, die luister. Wauw. Dit is nogal 'n straightforward storie, hè? Sit hy nogal in 'n kategorie sommer net so. Die volgende storie, ons wat hard werk, ons wat passie het, ons wat koring saai, die land voorberei. En dan boef sy sussie wat in die nag kom en kom onkruid strooi en saai. En alles omkeer. Goed. Die werkers, die goeie mense, hulle wil onmiddellik inspring. Dit sê, laat ons nou hierdie ding weer regmaak. Kom ons gaan nou, en ons roei die onkruid uit. Ons skry die wêreld skoon. En 'n boer wat sê, hallo, rustig, nie nou nie. Wag. Is dit nie amazing hoe pligsgetrou die werkers is? Ons gaan nou, ons sorg die ding uit. En dan weet Jesus, nee. Want as hy praatjie so klein is, lyk hulle nes die koring. So jy moet baie fyn kyk om uit te trek. So as hy nou laat uittrek, dan trek hulle kom koring op uit. En dan is die oes nog kleiner. So wag. Tot wanneer? Tot hulle so groot is en ons die verskil kan sien. Hulle begin saad maak. Nee, wag nog. Sê. Want as hulle so groot is hulle worteltjies so in mekaar ingestrengel, dat as jy die onkruid wat jy kan herken nou uitblik, dan kom die koring saam. So nee, wag. Daar sal 'n tyd kom. Die onkruid sal sy dag kry. Relax. Nou is dit tyd vir versorg. Nou is dit tyd om te sorg dat daar genoeg water is, sodat die koring die beste kans het om te kan groei. Dwars deur die geskiedenis, as ek 'n bietjie gaan terugblaai, sien ons keer op keer mense, kinders van God, wat met hierdie passie om Jesus se saak te beskerm leef, en hulle wil die onkruid uitroei. Johannes en Jakobus moet julle 'n bietjie gaan lees in Lukas hoofstuk 9. Daar's 'n klomp Samaritane wat nie vir Jesus wil toelaat in hulle dorp nie, hulle het hom weggejaag. En dan sê hierdie twee manne, sê, Here,
Wil jy nie hê ons moet vuur uit die hemel uit roep en hierdie ouens verteer nie? Dis onkruid. Dis reëlheid. Sorgheid. Sommer. Jy kan dwars deur die geskiedenis, Konstantin het op 'n stadium besluit, die Christelike geloof gaan nou die staatsgeloof word. Almal. En wat doen hy? As jy nie kind van die Here is nie, dan maak as jy dood. So jy kom tot bekering of vermoor jy. Jy volgens dit. Want ons moet hierdie onkruid. Weet jy? Die kruisvaders. Jy weet Robin Hood? Dit was ons 'n kruisvader voor hy teruggekom het oor Robin Hood geword het. Hey, ons moet hierdie Moor en Mohammedaan gaan uitsorteer. Ons moet hulle doodmaak en Jerusalem terugkry vir Christus, maar dan sal ons die koninkryk uitsort. Ons sal hierdie onkruid uittrek. En dit is baie interessant. In die Tweede Wêreldoorlog het die SS-troepe dieselfde gedoen. Ons moet die Jode wat die onkruid is uitgoed. Hulle het tog vir Christus vermoor, is dit nie? Dit was hulle revolusie. Passievol. Kyk maar in ons eie land, teen Zimbabwe, die ouens wat vandaag afkom om te kom werk, Serviërs, teen Kroatiërs, noem maar. Kinders van God, wat sê ons met God se saak ernstig opvat en ons moet die onkruid uitroei. Want ons verstaan van die waarheid is reg. Kruisvaders het op 'n manier verstaan en dit lei af. SS-troepe het op 'n manier verstaan. Afrikaner nasionalisme het op 'n manier verstaan. Fundamentaliste, is die ouens wat sê, dit staan so in die Bybel, so dit bly so, ons doen so, verstaan op 'n manier, die charismate verstaan het op 'n manier. Elkeen van ons het die waarheid en ons sal die onkruid uitsoek. As geen heilige is in die kerk, uitkry. Die boer is kalm. Nee man, relax. Hy mors nie eers emosies om ontstel te wees oor daar nou skielik onkruid in die wêreld en in sy land is nie. Want hy weet ek kan niks aan doen nie. Ek wag, die tyd vir die onkruid kom, maar eers later. En dis die kruks van hierdie storie. Ons dink ons moet fokus en ons moet Christus se saak verdedig oor ons waar ons kom en ons moet die onkruid uittrek, so ons moet fokus op die onkruid, ons moet fokus